Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. En natuurlik dankie Skade Genade vir die ondersteuning. In die oostelike dele van die land het ons begin lekker reën kry. So ons glo dit gaan 'n goeie seisoen wees. En op die oomblik lyk die La Nina El Nino aanwyser ook positief vir 'n goeie somerreënvalseisoen. Positief, die rand bly stewig, 17.20 per dollar. Oliepryse ook stabiel, so ons brandstofpryse bly ook stabiel. Maar moenie geflous word nie. Goudpryse in die wêreld is op pad na al 'n mintige $4,000 per ons. Dis 'n nuwe rekord. Nou dit wys net vir jou hoe onstabiel die wêreld is, hoe mense begin verskans teen risiko. Nou in dieselfde trant, die Noordwes Universiteit praat van 'n beleidsonsekerheidsindeks wat hulle opstel. En hulle het in 2016 daarmee begin en op die oomblik is dit op 'n nuwe rekord. 'n Negatief wat natuurlik 'n kombinasie is van negatiewe internasionale faktore en ook negatiewe plaaslike faktore. So die onstabiliteit is by ons. Dan belangrik, die mielieoes, nuutste oesskatting, die 8ste een, is die week vrygestel. Die mielieoes is aansienlik groter geraam, 376.000 ton meer. Nou dis so sê hulle substansieel, 16,2 miljoen ton oes. Dit is meer as genoeg vir die binnelandse mark. Ons uitvoertempo is bietjie stadig, so pryse bly onder druk. Droë bone, ook nuwe rekordoes van 90.000 ton. Dis heelwat meer as die binnelandse verbruik. So daar bly pryse ook onder druk. So die boere, as die prys reg is, kan ons produseer. Dan interessant, die Amerikaanse Departement van Landbou het gesê hulle gaan so 417.000 ton grane koop vir voedselhulp internasionaal, maar hulle sê dan ook dit is om hulle boere te ondersteun met pryse wat so laag is. Want onthou nou hulle het 'n groot oeste op pad, veral mielies, 427 miljoen ton. Dan ietsie nou onlangs, die Amerikaanse regering loop hulle vas in begrotingsplafonne. Nou die nuutste is 1 Oktober kon hulle nie konsensus bereik in die Senaat en Kongres oor die plafon wat verhoog moet word nie. En daar word wat hulle praat van 'n shutdown, die staatsdiens gaan nie geld hê om te werk nie en hulle praat van 42.000 FSA Departement Landboumense wat by die huis gaan sit. En ons het in die verlede gesien, dit het nogal 'n effek op 'n klompie data en syfers en alles wat beskikbaar gestel word. So ja, dis maar nie net by ons waar dit sukkel nie. Dan ietsie oor Australië. Australië se boere doen redelik goed. Boerdery winsgewendheid die laaste jaar heelwat beter. Hulle praat van gemengde boerderye, goeie oeste, goeie pryse. En om vir julle 'n idee te gee, 2 jaar terug was hulle gemiddelde boerdery wins so $11,000. Dit het nou gestyg na $163,000 vir hierdie jaar. Onthou ook, hulle voer so 70% van hulle produksie uit. So hulle is baie meer dingend internasionaal met minimum staatshulp soos hier by ons. Wat wel interessant is, hulle rentekoers is in die orde van 4% en hulle skuldverhoudings is ook baie min. Hulle skuldverhouding, die boere, is so tussen 14 en 18% van hulle bates. Hier by ons, so in die orde van 31%. Nou die nuutste skuldsyfer hier by ons vir die Departement van Landbou is 228 miljard rand. Nou dis nie op sigself 'n probleem nie, dit gaan oor die skuld tot bate verhouding. En by ons is dit hoog 31% en met 'n hoë rentekoerspatroon is dit wat regtig die boere seermaak. Kom ons vat 'n advertensiebreek, dan gesels ons oor die markte. Waarom is dit vanjaar 'n goeie idee om jou oesversekering deur Skade Genade te doen? Want ons bied vir jou 'n lae-eisbonus aan en kan jou help om jou eie reservefonds tot stand te bring. Jy kan ook jou premie se betaaldatum uitstel, wat beteken jy het meer bedryfskapitaal beskikbaar om jou te boer. En al kies jy om jou premie later te betaal, kan ons eise vroeër afhandel tot jou voordeel. Onthou, Common Sense is jou beste gereedskapstuk vir risikobestuur hierdie seisoen. So kontak sommer nou jou Skade Genade agent. Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug luisteraars. Die Amerikaners is besig om te oes. Sy sê oupa van alle mielieoeste en sojabone, so die tradisionele druk op pryse is aan die gang. Die September maand is hulle pryse heelwat laer en dan deel hiervan is Argentinië het hulle uitvoerbelastings tydelik opgehef op graan en sojabone en hulle verkoop nou sojabone laat die pissies bewe in China. En die Amerikaners is besig om dikpak te raak want China koop nou niks by hulle sojabone nie. En die verwagting is dit gaan sojaboonpryse in Chicago laer druk. So net weer om te sê onthou, boere vra vir my moet hulle nog mielies stoor aan julle. Die feit van die saak is Amerika rekordoes, pryse is in 'n daaltendens. Argentinië kompeteer baie ernstig. Europa ook redelik goeie produksie wat uitvoer. So as 'n mens gaan kyk hierna, by ons is die mielieoeskatting groter, 'n groter oordragvoorraad, voldoende grondvog vir volgende jaar 15-16 miljoen ton. Dink ek regtig die kans om te stoor dat jy 2 of 3 of 400 rand 'n ton opwip gaan sien in die volgende maande is baie skraal. So pryse by ons nog steeds in 'n sterk daaltendens. Witmielieprys onder die 3600 'n ton, geelmieliepryse 3300 rand 'n ton. Sommige so terloops van die begin van die jaar af is geelmieliepryse 40% laer. So as jy nie 'n goeie verskansingsstrategie het nie, kry jy baie seer op die oomblik. Onthou, dit gaan oor prysrisikobestuur, nie om die hoogste pryse te kies nie, niemand kry dit reg nie, dis 'n doodgewone gelukskoot. Dan uitvoer van mielies aan die gang, so 336.000 ton uitgevoer die seisoen sover, hoofsaaklik Taiwan en Vietnam geelmielies, en dan ook witmielies, so 256.000 ton uitgevoer na die streek in Venezuela. En dan by sojabone, soos ons gesê het, redelike druk van die Amerikaners, omdat die Chinese nie hulle sojabone koop nie. Pryse bly onder druk daar, 'n redelike gewoelery rondom meneer Trump in China. By ons pryse dan ook uit die aard van die saak laer, by die 7000 rand 'n ton. En sonneblomsaadpryse ook bietjie laer, dit ons is nou in die wêreld, Amerika in 'n daalfase van pryse met oesdruk, so 10.100 rand 'n ton vir sonneblomsaad. En dan ook koring, sê hulle vir ons, genoeg koringvoorraad internasionaal beskikbaar. Rusland sukkel bietjie met uitvoere, maar die tweede oeskatting hier by ons, so 2 miljoen ton. Koring, gas en canola ook so bietjie kleiner weens die droë weer. Maar Safex steek maar vas hier rondom 6000 rand 'n ton, wat regtig nie goeie nuus is nie. Aardappelpryse ook tog onder druk. Julle sal sien dis maar nie goeie nuus in die graankant en die saai gedeeltes nie. Aardappelpryse 40 rand 'n 10 kg sakkie en dit sukkel daar. Dan oor die veemarkte, natuurlik dankie vir die boere wat bietjie terugvoering gee. Dit lyk tog asof die klas A pryse begin daal. Julle sal onthou ons het op 'n stadium 84 rand 'n kilogram gekry. Dit is nou op pad tot so 70 rand 'n kilogram soos die aanbod normaliseer. Klas C bly sterk hier by die 60 rand 'n kilogram en speenkalfpryse wissel so tussen 35 en 37 afhangende van die streek, maar 'n bietjie op en af. Dan iets oor ons skaapvleisbedryf. Terloops, Australië verwag dat hulle so 14% stygings in hulle skaapvleispryse gaan sien. Hulle voer baie sterk uit. Hulle voer so 500,000 lewendige skape per jaar uit om jou idee te gee. Hier by ons so 107 rand 'n kilogram vir lam, goeie vooruitsigte. En dan ook in die grafiekie sal julle sien by die aanhegting. Die uitvoersyfers lyk regtig goed. So 1,4 miljard rand se vleis wat uitgevoer word, skaapvleis, wat uit die binnelandse mark is, wat natuurlik ons pryse stik. Dit gaan na hoofsaaklik die Arabiese lande en onder andere ook Iran, Qatar en so meer. So dit is regtig nie soos beesvleis wat 'n groot duik geneem het. Wolmark ook positief. Die Australiërs is nie baie positief vir wolpryse die res van die jaar wat dit gaan styg nie. Maar hier by ons lekker gestyg bo kan die 202 rand 'n kilogram vir gesertifiseerde wol, 18 mikron hier by die 228 rand 'n kilogram. Dan varkpryse stabiel, 37 rand 'n kilogram. Hoendervleis ook stabiel hier rondom 35 vir bevrore hoender.
Maar die jongste syfers wys sommer vir interessantheid. Luister gou, daar word 21,6 miljoen braaikuikens per week geslag. Nou dis baie hoenders. En dit is redelik stabiel van laas jaar af, tussen 1 en 22 miljoen per week. En ook vir ons saaiboere, hulle gebruik so 3,4 miljoen ton voer elke jaar, die braaikuikerbedryf. Dis nou hoofsaaklik mielies en sojabone. Ek dink dis die nuus wat hierdie week die oog gevang het. Groete van Johan Willemse.